My PDF boeke is weer beskikbaar en hieronder gaan ek vir jou verduidelik hoe om te werk te gaan om dit in die hande te kry. Maar net eers, op ons WhatsApp groep 0665 865 787 het ek nou nog 'n groep gestig vol boeke. Dit is volledige audioboeke wat ek reeds voorgelees het en jy kan gratis aansluit en luister op WhatsApp en af en toe 'n volboek daar kies om ook na te luister of na almal as jy byvoorbeeld uncapped wifi het. Maar so lyk die lewe na Amazon. Daar is steeds maters soos Susie wat kies om die boeke self te lees. So ek gaan weer my eie boeke, want ek kan daarmee maak wat ek wil, as Adele PDF boeke beskikbaar maak. En as jy die fasiliteit het, kan jy dit sommer ook gratis uitdruk, as jy daarvan hou om 'n boek in jou hand of op jou boekrak te hou. As jy 'n leesaid het, kan jy dit wel ook op Draft to Digital gaan kyk en daar koop. Ek dink jy kan dit seker op jou selfoon en jou laptop ook gaan lees, daar. Maar die proses vir my om dit daarop te kry is stadig, want ek moet hulle weer nasien. Dit was mos eers voorgelees en toe het ek so hier en daar iets verander om by die voorlees te pas. Maar ek is in staat om die audioboeke gratis aan te bied, want YouTube betaal my so ietsie vir elke keer as iemand luister. So deel asseblief die boeke aan mense wat dalk nie mooi kan sien nie, of wat graag sal luister omdat hulle alleen is. Maar ongelukkig moet ek iewers iets verhaal vir my PDF boeke. So dit gaan nou so werk. Op daardie einste WhatsApp nommer 0665 865 787 het ek 'n groep gestig Adele PDF boeke. Daar gaan ek pakkette van 5 boeke plaas. Jy kan al 5 vir R100 koop in PDF formaat of jy kan 2 kies vir R50. Dan stuur ek die boeke wat jy gekies het na jou selfoon of 'n e-posadres. My selnommer om aan te sluit, net weer, is 0665 865 787 of jy kan stuur na liefdesverhale-en-meer@gmail.com. Die agtergrond en die e-boeke waaruit jy kan kies, sal daar op daai selfoongroep wees. Vir die lesers wat hulle boeke gaan uitdruk, let asseblief op dat party van die boeke verskriklik dik is. Soos byvoorbeeld Tydelik vir altyd, Vindingryk, Die Buffelbil van Eniatikulu en Gek oor haar eie Afrika ondier. Dis onmenslik dik. So kyk na die hoeveelheid bladsye en besluit of jy steeds wil druk en of jy dit net wil lees. Ek gaan dik boeke met dun boeke in hierdie kombinasies kombineer, maar ek gaan nie by kombinasie 1 begin nie. Ek gaan eers by kombinasie 3 begin, want dit gaan nog hulle werk wees om hierdie ook te doen. Hier is die name in kombinasie 3, of moet ek sê die titels, en almal is deur my geskryf Adele Reinders. Die eerste boek is Sien jou weer op Skadireën. Sharon Jenkins het dit nie net geniet om saam met Mark Reinecke op 'n verskeidenheid bouprojekte te werk nie, sy het rasend verlief geraak op hom. En wat doen hy? Hy pak op en vertrek Australië toe. Blykbaar permanent. Maar nou is hy om een of ander rede terug en hulle gaan saamwerk op Skadireën in die pragtige, idylliese Magaliesberge. Marx is die soort ou wat mense en kreature naam toe aantrek, vriende en vyande. En hy aanvaar sommer net dat hy en Sharon nog beste chommies moet wees. Maar sy Guarman, sy sal hom pos wanneer sy hom sien. Of mag sy hom dalk nodig kry, want hier waar hulle nou werk, loop daar dalk vreemde tweebeen wesens rond. Waterbobbejaane, goed soos Bigfoot en die abominable snowman, Yetis. Of so beweer die mense
in die boskroegies waar daar baie stories te vertelle is, waar Sharon soms stop om 'n koeldrankie te drink wanneer sy gaan fietsry. Wanneer die son weer skyn. Tersia se ouers is kleintyd geskei. Sy het intussen kontak verbreek met haar pa. Iemand vir wie sy lief was en respek gehad het en gemis het. Maar terwille van haar ma, het sy maar weggebly, want haar ma kan vreeslik verneig raak. Maar nou laat iemand haar weet dat haar pa sterwend is en haar graag nog eenmaal wil sien. Met haar ma wat ook pas dood is, moet sy dalk maar gaan. Die kans is egter besonder goed dat sy vir Evan, haar eerste en grootste liefde, daar sal raakloop. En hy is sekerlik lankal en steeds gelukkig getroud met 'n swarm kinders van sy eie. Haar eie kind het Tersia onlangs, 2 jaar terug, verloor. So sien sy kans om weer op daardie seerpaaie van die verlede te stap. Volpunte vrou. Jean-Louis is verby 40, 'n bietjie aan die mollige kant, en sy het 'n tienerdogter. Dit het haar baie lank geneem om oor haar man se dood te kom, maar nou is sy darm weer op dreef, net om die man te ontmoet in wie se beeltenis en wese Adam, daardie eerste skepping, waarskynlik destyds aan mekaar getimmer is. En Christian is toevallig single, 'n geswore alleenloper, al die jare nog, al is hy ook al oor 40. Maar soos alle volmaakte manne, het hy 'n 10-punt plan, waaraan sy toekomstige vrou moet voldoen. En Jean-Louis voldoen nie eens aan een van daardie punte nie. So hoe gaan die twee van hulle by mekaar uitkom, as hulle ooit by mekaar gaan uitkom? Maar die liefde laat nou mos nie voorskryf nie. En dan ons korter storie, onverwagse Cupido. Karre praat mos deesdae met jou. Kunsmatige intelligensie noem hulle dit. En as dit jou half koekoes laat voel, dan antwoord jy terug, soos Monica, want sy is alleen, en sy reis dikwels alleen. Daarom antwoord sy maar terug, wanneer haar Mazda CX-5 vra het, soos oor familie en die liefde, die dat hy seker die ouerige Mazda drifter bakkie, wat langs die pad stikkend staan, as familie geëien het. Dit is dan ook 'n Mazda, familie seker van Adam se kant af. Tydelik, vir altyd, 'n vrek lang storie, wat 'n vervolgstorie was, wat ek elke dag bygeskryf en voorgelees het op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en storie. Dit was amper 'n soort sepie. Dit is Carly en Dr. Zak Tron se liefdesverhaal, maar dit is ook Toet, die kat se storie, die groot goue kat van 'n plattelandse veeartspraktyk, met wie Carly praat en hy praat terug. Dit is 'n heeltemal 'n anderste boek, komies en so 'n bietjie agtergrond. Gitetron, die senior veearts by hierdie plattelandse veeartspraktyk, sy is ook die eienaar, sak onverwags in mekaar en moet 'n hartomleining in Pretoria kry. Haar broer Barend se seun is mos ook 'n veearts, die einste Dr. Zak Tron, maar hy hou nie van makdiere nie. Of so is die storie wat rondgaan. Hy werk met wilde diere, veral groot katte soos tiere en leeu's in Indië en die Kongo en oral. En hy wil nie sy tante Dok Gitetron se Mahala praktyk in die Laagveld erf nie, asseblief nie. Maar hy wil ook nie verlief raak op die pragtige Carly, wat duidelik nooit van plan is om haar aan 'n man te laat verbind nie. Sy is dan ook al 35. So die vraag is, gaan die 40-jarige Dok Zak Tron bly? Of gaan hy ry? Is dit tydelik of is dit vir altyd?
Kies al 5 boeke en ek stuur dit na jou e-pos of selfoon vir R100. Ek sal die bank besonderhede vir jou stuur sodra jy aansoek gedoen het. Kies 2 boeke en dit kos jou R50. Maar moet asseblief niks betaal voordat jy nie die boeke ontvang het nie. Ek is so bang vir misverstande. So stuur eers jou WhatsApp na 0665865787 om op die PDF groep te kom. Of jy kan e-pos na liefdesverhale@gmail.com. So, as jy wil, welkom by die groep.